Okay, so, ek het julle so rukkie terug vertel van hierdie soutlose kunsmis wat niks natriums en kloriede en goeters in het nie. Ons het die goed al hier by Japie 'n bietjie getoets en daar staan hulle hier agter. Hy het nou 'n klomp goede gespuit, mielies en sojas wat hy in het. Kom ons hoor by hom, hoekom het hy dit gedoen en wat is die ervaring van die werking in die produk, mengbaarheid, al daai goed. Kom ons luister. Japie, hoe lyk dit? Dit is self joke. Nee, wat doodstil rustig. Wel, jy sien jy's nou hier naby Pretoria en nou word jy maar my proefkonyn, nê? Net so. Okay, hierdie Max Grow Plus, ek het na jou toe gekom en die goede gesê, luister hierso, wil dit graag toets en kom ons kyk of dit actually doen wat hulle op die label sê dit doen op die einde van die dag. Ek meen basiese beginsel, hoekom het eerste ding is, hoekom het jy vir my ja gesê om my risiko te vat? Kom ons begin daar. Geen sout in. Ja. Hoekom is dit vir jou belangrik? Ek soek nie sout op my plante nie. As dit wat die oor die blaar moet spuit, moet geen residue vir my los nie, hy moet opneembaar wees. Ons het al klaar met natriums in die grond. En enige KCl of enige sout jy gebruik, maak jy tafelsout en probeer seewater drink en kyk ons hoe gaan dit. Jy is nie baie lekker. Jy kan kyk hoe lekker die biltong as hy 'n bietjie sout gevang het, né? Net so. Ja, dit wat ek gehoor het, jy het my gesê, dit wat ons uit die Kaap uit gesien het, op arbeie, wat ook al, wat die ouens bietjie vergeet het om water te gee. Ons kyk, ons toets dit en kyk wat daar van kom. Nou, okay, dit wat ons op die koring gedoen het, want ons het daai heel in die helfte het ons absoluut niks kunsmis mee gestart nie. Yes. En vertel my net so vinnig, wat het jy daar gesien? Ek het 'n tekort in stikstof gesien, wel. Ja. Ons het na die tyd uitgevind dat hulle sê prepare your fields en volgens hulle prepare your fields beteken sit stikstof neer. Waar by ons is dit pH's en kalk. Ja, en werk jou grond en plant. So daai ek gaan nie sê dis 'n 100% wegvat van kunsmis nie. Yes. Dis meer 'n aanvulling. Jy het dit laat ontleed. Dit wat hulle sê is op die kan is in die kan. So ons kyk nou net na die opneembaarheid en of ons 'n opbrengsverhoging kry, ROI kry en of ons dalk 'n klein bietjie van ons ander kunsmis kan sny om nog steeds by dieselfde te kom vir 'n goedkoper manier. Okay, maar kom ons sê ons gebruik hom net as 'n op die einde van die dag letterlik as 'n aanvulling, as 'n blaarvoeding, yes. Né? Nou die werking van die blaarvoedings is mos altyd 'n issue want jy kan hom nie noodwendig in so hoë konsentrasies in daai goeie spuit nie. Dit wat jy tot dusver hier gedoen het om in konsentrasie spuit, enige issues? Geen brand issues nie. Ek het nou op my mielie opvolgprogram het ek 5 hektaar op 'n 20 hektaar spulpunt bygesit by my opvolgprogram saam met al my chemie en mengbaarheid 100%. Geen issues daar gehad nie. Ek het dit met 4 liter glifosaat ook gedoen op sojas. Ja. Omdat ek die glifosaat so hoog gejaag het om die eintjies te keer, was ek bang dat die sojas geel word. Geen verskil waar ek gespuit het en nie gespuit het nie. Ek het 5 of 2,5 liter hektaar van hierdie bygesit. Ek het eintlik 5 liter bysit, maar ek wil maar net kyk, doen dit iets. Dan het ons 'n ander proef in. Ons het 3-4 maatskappye se goeders langs mekaar met kontroles wat ons op verskillende groeistadiums op die soja nou, want ek glo nie in blaarvoedings nie. Ja. Ek het nog nooit joy dit gekry nie, so maar toe die manne daar in Kraddock nou 7.7 ton hektaar sojas op dan dink jy moet daarmee iets begin doen. So nou ondersoek ons maar al die produkte en kyk vir ons waar kry ons bang vir ons bak, maar ons het begin, ons het by elke proef het ons 'n grondontleding getrek om te kyk wat se mikroelemente is in die grond. Dit help nie jy sit boor by 'n plek wat klaar boor het nie. So laat ons maar kyk wat hier aangaan en waar kry ons iets terug. Okay, net gou vinnig terug op die koring, daar waar hy daar gespuit is, ek meen 5 liter per hektaar, 15 liter op 'n drone, enige brand of daai goed gewees? Glad nie. Hoegenaamd nie. Ons het wel glifosaat oordrag in een spuit gehad. Ja, wat Bindaan gedoen het? Ja. So hy het hom doodgemaak basically. En 2 weke na ons het gespuit het nie goed nou regtig geel was, het ons van hierdie produk opgesit. En hulle het opgestaan en aardig gemaak. Ek het gedog dit is heeltemal 'n total loss.
Van totaal laas na 2 of 3 ton per hektaar. Het cover daarmee insetkostes daarso waar die foutjie begaan is. Nie lekker om te sê ons maak ook maar foute nie, maar ons maak groot foute. Maar ja, daai het my nogals redelik verbaas. Okay. As daar ouens is wat bereid is om nou, of dink aan om miskien miskien moet ek 'n 10 of 'n 20 hektaar proef, of wat ook al doen, wat sê jy vir hulle sê? Hy's mengbaar met enigiets wat jy hom wil meng, moet hom net nie met 'n ander kunsmis meng wat soutte in het nie, of 'n produk wat soutte in het nie. So, Want dan is dit half defeating the purpose. Dan haal jy alles wat hulle oproep, haal jy vat jy dan weg. Dan sit jy soutte weer neer. So gebruik hom, jy kan hom saam met jou chemie gebruik, of gebruik hom sy eie, so ek doen albei. Ek doen 'n skoon van hierdie, ek doen hom met chemie saam, om mengbaarheid te kyk en te kyk waar kry ek die beste resultate. Right, dit is Japie Breed hierso by Bronkhorstspruit se kant, nee, of Babsfontein. Okay. Belangrik net is, jy kan hom saam met al jou goed. Hy het hom nou saam met 4 liter touchdown wat hy hom gegooi het, nee. Maar wat wel, moenie saam met jou gewone onkruiddoder, gewone Roundup as jy gewone konsentrasie spuit nie, want hy het 'n manier om te maak dat jou onkruiddoders dan nie so effektief werk nie, want jou onkruid kry ook dan 'n boost op die einde van die dag. So besef net daai ene. Maar as jy belangstel, hierso, gee ons 'n likeie en dalk net 'n proef daar by jou kom uitsorg. Dis die Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.